Goeiemôre Suid-Afrika, 24 April hierdie Vrydag. En dit is 1400 Suid-Afrika tyd van hierdie berig oor die stand van sake in Iran. So hierdie is nou al dag 55 nadat die operasie begin het op die 28ste Februarie. En soos ons weet, in die laaste 10 dae is daar wapenstilstand. Fisiese combat operasies het meer as so 2 weke terug al opgehou. En tans is daar net skaakspel aan die gang. Met ander woorde, tydens die skietstaking is daar nou rondskuiwe van magte en so aan, en dan samesprekings om te sien of die oorlog enigins nodig is om voort te gaan, enige militêre aksies nodig om voort te gaan, of gaan hierdie ding nou diplomaties uitgesorteer word. Intussen word die samesprekings is op hold, want soos ek al voorheen 'n hele paar keer berig het, daar's chaos onder die leierskap in Iran. Hulle kan nie eers saamstem oor 'n sekere ding nie. So 'n mens kan nie met so iemand onderhandel as die mense wat in die samespreking is nie eens met mekaar kan saamstem nie. En dan ook die probleem is, hulle supreme leader, Mojtaba Khomeini, wat in 'n gat wegkruip, wat ernstig gewond is. Dit sal bevestig, hy's ernstig gewond. Ek het eers gedink in die begin, hy's dalk dood, maar ek het gedink hy's definitief ernstig gewond, want vandat hy die supreme leader geraak het, nog nooit eers sy gesig gewys nie. So daai's bevestig dat hy baie ernstig gewond is. En wat mense ook weet, dat die ou is ook gay. Weet nie hoe lekker werk het vir hulle radikale moslems, dat hulle supreme leader ook gay is, nogal by dit nie. Maar dit is deel van al die infighting tussen hulle. Daar is leierskapprobleme. Elke ou wil leier wees en niemand vertrou mekaar nie, en die IRGC, hulle wil alleen leier wees. Solank as daai aan die gang is, gaan daar nie samesprekings kom nie, want jy kan met wie praat jy? So president Trump het duidelik gemaak, ek gaan julle los, sort julle mekaar uit, en dan praat ons. Intussen bly die blokkade waar hy is. Die blokkade het begin op die 8ste April. So, net so 'n bietjie opdatering oor die blokkade, die sukses van die blokkade. Huidiglik enige skip wat met Iran wil besigheid doen, word gekeer, in of uit Iran. Selfs die skepe wat voor die blokkade uitgekom het met olie, op pad China toe of ander plekke toe, word nou in die Indiese Oseaan of die Pacific Oseaan geïntersep. Daar was 20 April 'n tanker geïntersep in die Indiese Oseaan, die Tiffany. Tanker wat op pad was China toe. Daai skip is deur die US Navy geïntersep. Hy's op die oomblik onder die beheer van die United States Navy. Die mense is in custody, die crew en die skip self. So, jy gaan nêrens heen nie, en daai olie jy gaan nie by China uitkom nie. En nog 'n tanker wat op Woensdag, die 22ste geonderskep was die tanker, die Majestic. Hy is ook onder US military control. Altoe die tankers kan tot met 2 miljoen barrels oil dra. So, groot olietankers. Operasies in die Indiese Oseaan en die Stille Oseaan gaan voort om ander skepe wat voor die blokkade begin het uitgekom het, wat van Iran olie af wegvat na China en ander rigtings toe. Daai operasies gaan voort vir onderskepping in die oop see. Maar sover van die blokkade begin is daar al 34 skepe wat teruggedraai is. Wat either by Iran wil inkom, of wat van Iran wil uitry. Hulle kon nie verby die blokkade kom nie. Net een het probeer, die Tuska. Een het probeer deurkom, containerskip, maar ons almal weet wat met hom gebeur het. Hy het vir 6 ure lank het die Amerikaanse vloot hulle waarskuwings gegee, en op die radio gewaarsku, hulle het net geïgnoreer. Toe skiet die Amerikaanse vloot 5 skote oor die bow, waarskuwingsskote, hulle het dit geïgnoreer, en toe kry die Amerikaanse vloot toestemming om die skip te disable. Toe skiet hulle 9 inert rounds in sy engine kamer in. Inert ronde is 'n ronde wat net 'n stuk staal is, daar's niks, plofstof was niks aan nie. So hulle het 9 stukke staal deur die side geskiet in die engine kamer in, almal in die engine kamer in, het die engine gedisable. Skip kon nie verder ry nie, daarna die Marines gefastrope op die containerskip, en daai containerskip is onder die beheer van die Amerikaanse Navy. Blokkade gaan nog steeds aan, daar's nie 'n stop in die blokkade nie, en die volle mag wat in die
omgewing employees bly op bystand om onmiddellik te stryk as president Trump so verkies. Die mag is op die oomblik baie sterker as wat dit was voor die oorlog begin het in Februarie 28. Daar is nou al 3 super carriers in die omgewing, plus 2 planer carriers, plus ander skepe, plus al die basisse, plus al die vliegtuie, so die mag wat reg is om te stryk indien nodig, is nou baie sterker as wat hy voorheen was. Teikens word geïdentifiseer oralste, en die fokus gaan wees op coastal defenses, spesifiek van die Weskus van Iran, en om dan die Strait of Hormuz oop te hou. So, dit is waar die stand van sake vandag is. Ons weet nie hoe lank het gaan vat voor hierdie klomp ayatollahs en hulle mullahs en hulle IRGC en wie ook al dink hulle is leiers in Iran by mekaar gaan kom en besluit hulle gaan nou maar saampraat nie. Solank as dit nog nie gaan gebeur nie, gaan daar net die blokkade bly staan. Hulle bloei dood ekonomies en die president Trump sê niks ja hom nie. Dit is up to hulle. Hulle verloor $500 miljoen 'n dag. Dis vir hulle om te besluit wanneer wil hulle weer 'n inkomste hê en wanneer wil hulle weer besigheid doen met die mense rondom hulle. Dis dan die stand van sake. Geniet die dag verder.